Ja, die lig breek die duisternis, maar die lig moet deur ons skyn. Hierdie is 'n oproep tot elke luisteraar, elkeen van ons, tot myself ook. Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. Hoekom? Omdat die lig wat in die krib lê, in ons kom woon. Kersdag is nie verjaardagpartytjie vir Christus nie. Dit is die openlik verklaarde aankoms van die koning. Die beginpunt van die nuwe skepping, die inwerkingstelling van God se verlossingsplan. Die vraag is nie, hoe mooi was Kersfees nie. Die vraag is eintlik, hoe gaan die wêreld lyk omdat Christus in jou gebore is, in my gebore is? Kom laat ons lig laat skyn in vergifnis, in vrede, in geregtigheid, in liefde, in waarheid, gasvryheid. Die wêreld het nie nog 'n fees nodig nie. Die wêreld het lig nodig. Kom ek en jy, wees die lig. Soos Jesus self sê, julle is die lig van die wêreld. Kersdag is so 'n spesiale dag, waarvoor ons baie keer lank vooruit beplan, familie en vriende. Baie keer ook van 'n tyd van teleurstelling, want die wat jy dink sal opdaag of sal saam met jou wees, is nie daar nie. Hoe dit ook al sê, ons praat bietjie oor Kersdag, Kerstyd. En die twee praatjies wil ek sê, miskien die eenheidstema is, die lig het gekom. In die eerste paar minute wil ek praat oor die lig wat die duisternis breek. Want Kersfees is nie net 'n terugkyk na geboorte nie. Ons vier nie net vandag 'n verjaardagpartytjie nie. Dis 'n erkenning van 'n konfrontasie. Dit was lig teenoor duisternis. Johannes skryf, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En waarom nie? Omdat hierdie lig nie 'n idee is nie, nie 'n gevoel nie, nie 'n filosofie nie, maar 'n persoon. Die lig het 'n naam, Jesus Christus. En waar hy opdaag, verander geskiedenis. Ons sien dit. Letterlik, Herodes, die koning, bewe, word bang, word bedreig. Engelekore sing. Die herders los hulle kuddes en haas na die plek waar hulle die wonder gaan aanskou. Wyse manne reis ver. Maria bewaar hierdie kosbarehede. Want sy weet, hierdie kennis het sy nodig vir die pad vorentoe. Dit gaan haar baie goed te pas kom. En die wêreld is nooit weer dieselfde nie. Die lig breek duisternis, maar hy breek het deur teenwoordig te wees, deur tussen ons te woon. En vandag woon Christus nog tussen ons. En eintlik hoofsaaklik woon hy tussen ons deur onsself, want ons is nou sy verteenwoordigers op hierdie aarde. Kersfees roep ons dus om die lig opnuut te ontvang. Ja, om vir die krib te nader, om nie nostalgies net te kyk nie, maar om aanbiddend te buig en voort te gaan op pad. Ja, pad van konfrontasie. Ons weet, ons het dit duidelik
al in die begin van die Bybel gehoor, Genesis 3 vers 15, en baie plekke verder. Vandag, Kersfees, nie net 'n gebeurtenis nie, maar 'n persoon wat aarde toegekom het. Ons kom wys het hoe leef God op hierdie aarde. Praat nou verder oor die lig wat die duisternis breek.